verskyn op die berg Horeb. Is in met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, Ben en Francis loop so saam met jou by die braambos onder die salwing van God se Heilige Gees, waar die woord van God die enigste antwoord is, waar die woord van God die enigste sê het, waar die woord van God die waarheid is en ons gehoorsaam moet wees. My liewe mens, ons leef in 'n moeilike tyd met baie waarskuwings in die woord van God, waar God vir ons sê, pas op vir valsheid, pas op vir mense sê, God sê, pas op vir, en dit maak kinders van die Here, dat ons in verwarring verval. Die eerste ding, wat ek en jy moet besef, as 'n wedergebore kind van God, ons moet net die woord vertrou. Ons moet nie op prinse en mense vertrou, ons moet op God alleen vertrou. As jy nog nie 'n wedergebore kind van God is nie, pas op dat jy nie mislei word nie. Gaan, bekeer jou, laat jou doop, word gevul met die Heilige Gees, word gehoorsaam aan die geskrewe woord van God, die Bybel, en dien God met gees en met waarheid. Sodat die Gees van God jou kan wys wat's reg en verkeerd. Nou blaai ek na Kolossense 3 toe, en ek wil baie graag Kolossense 3 die hele gedeelte lees, vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Maar dit gaan te lank vat, ek is gedruk vir tyd, en ek wil jou vra, Kolossense 3 vers 1 tot die einde, 25. Gaan lees dit gerus. Bedink alle dinge wat hierbo is. Bedink wat God sê in sy woord. Hy sê, moenie mislei word nie. Hy sê, moenie blindelings agter die wêreld aanhardloop nie. Hy sê, kruisig jouself en dien God met alles wat in is. Wanneer Christus in ons is, geopenbaar word, dan sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ons moet Jesus Christus in ons toelaat. Die groot gebod, sê Jesus in die woord van God, is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou verstand. Ek dink ons moet 'n bietjie stil staan en sê, wat beteken jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand? As jy daai som gemaak het, die tweede wat hiermee gelyk staan, gaan dink wat sê jy, as jy sê die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste soos jouself. Nou weet ek, ons vat dadelik ons sakrekenaars en ons maak baie somme oor wie nou eintlik my naaste is. Ek wil amper sê, jy moet 'n radius om jou mense wat jy ken trek, en sal jy uitvind dat minstens 80% van die mense wat jy mee gemeenskap het in jou samelewing, in jou manier van loop en praat en bel, en wat op jou kortlys is, en dalk jou bietjie langer lys, nie noodwendig jou lang lys nie, hulle ook. En kom ons begin net by hulle as ons naastes. Dan sê jy moet nie lieg nie, en jy moet nie toring nie, en woede en boosheid en laster en skandelike taal en uit jou mond uitkom. Maar dan sê God se woord in vers 10, hy sê, en julle met 'n nuwe mens beklee, wat vernuwe word deur die kennis na die beeld van die Skepper. Dan moet 'n dag kom wat ek en jy sê, weet jy wat?
Ek het goed gedoen tot nou toe, maar dis tyd dat ek myself met die Skepper, die God van hemel en aarde, sy seun Jesus en die krag van sy Heilige Gees vernuwe. Ek moet groei, ek moet nuwer word, ek moet beklee hulle dan as uitverkorenes van God. Ek wil 'n uitverkorene wees. Ek wil meer wees as Christen. Ek wil meer wees as 'n pastoor, as 'n herder. Ek wil meer wees as 'n gewone mens. Ek wil meer wees as 'n kerkganger. Ek wil meer wees in Christus as wat ek was tot nou. En dan verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe. Ek luister na mense wat so graag die Onse Vader bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Dan sê ek, wow. Vergewe jy jou skuldenaars? Dis die vraag wat ek en jy vandag moet vra. Vergewe ons skuldenaars, of kap ons hulle koppe af, stenig ons hulle. Nee, nie fisies nie, maar met ons tong. Ek wonder party daar, of ons Christene, ons wat die Bybel lees, ons wat saam sing, How Great is Our God, ons wat, daar's 'n mooi liedjie wat ons sing, en ek is nou nie baie hoog op met liedjies nie, maar ek wil nou hierdie lied onthou, waar ons sê, Holy Spirit, come live in me, kom bly in my, verander my soos U wil. U is die pottebakker, ek is die klei. Besef ons wat ons sê, as ons sê, vergewe mekaar wat hulle aan jou doen. Besef ons wat ons sê, as ons in die teenwoordigheid van 'n lewende God is. Besef ons wat beteken Psalm 121 vers 5, ek is die skaduwee langs jou. Simbolies is God langs jou. Ek was gister 3 dae terug by 'n hospitaal, en die vrou lê daar in 'n toestand, en ek hou my hand bo, sy sê, ek is so alleen, pastoor. Ek sê, nee, kyk hier, kyk die skaduwee. As God in jou bly, hoe kan jy alleen wees? Jy kan nie alleen wees nie. En ek wil vandag 'n beroep doen op elke mens wat sê hy's 'n kind van God, elke mens wat sê hy's 'n Christen. En ek wil 'n beroep doen op jou, soos die Heilige Gees nou 'n beroep doen op my, en sê, Here, vernuwe my. Die woord van God sê, ek toets jou niere. Vandag moet ons sê, Here, toets my niere, toets my hart, toets my gedagtes, toets my woordeskat, toets my hande. Ja, en ek is net so skuldig soos jy. Ek sit nie hier, high and mighty, as ek daai uitdrukking kan gebruik, en sê vir jou, hoor hierso, ek wil net vir jou sê, bekeer jou nie. Ek wil sê, Here Jesus, bekeer Ben, en elkeen wat hierna luister, vandag weer. Of jy nou die grootste prediker in die wêreld is, en of jy die mees eenvoudigste kind van God is, wat stil in die donker sê, Here vergewe my, het elkeen van ons nodig om daagliks tot bekering te kom, het elkeen van ons nodig om daagliks, ek het nog nie klaar gelees nie, daagliks met God te praat, en te vra, Here vergewe my, help my, dat ek, my met U kan beklee. Luister wat sê vers 14, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaakte is, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Dink jy, die kerk vandag, dink jy die gemeente om jou,
die gemeentes langs jou gemeente? Dink jy die predikers? Dink jy ek en jy by die braambos is al daar? Ek weet as 'n paar wat ewe vroom gaan sê, ek is lankal daar verby. Dis maklik om dit te sê, maar gaan in jou binnekamer in, gaan sluit jou deur, gaan op jou knie en sê, Here Jesus, wys my wie ek is. Wys my wie ek is. As jy op die rekenaar gaan en jy gaan skryf jou naam in, tik jou naam in daar by Google. Hulle sê mos Google is soos jou skoonma, sy weet alles. Tik daar jou naam in, dan sê jy enter. Dan sal jy verbaas wees, wat weet die wêreld en die rekenaar van jou. Ek was verbaas toe ek sien wat sê hulle van Ben Loubser. Ek het nie geweet ek bestaan behalwe 'n nommer soos in die army was, 'n nommer, 'n ID-nommer iewers op 'n rekenaar dat hulle my kan belas en met belasting bestraal nie. Nee, gaan kyk, jy bestaan, maar wie is jy? Iewers is daar 'n boek wat die woord van God voorspel. Hy sê die boek van die lewe en daar's een wat die seels gaan breek en die boek oopmaak en jou naam moet in die boek van die lewe wees. Anders dan gaan hy sê gaan weg, ek ken jou nie. En ons is so gerus. Ons is so ons is so besig om we all going to heaven. Man, ek is so oorklee met God. En dan lees ek hierdie gedeelte wat sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalmsang en lofsang en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En dan sê ek, Here, is dit ek? Lyk ek so? Nie wat se titel ek het nie, nie wat se mooi goed oor my gesê word nie, partykeer sê mense lelike goed. Dis okay. Maar en die wat julle ook en wat julle ook al doen in die woord of in die daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy weer tot stilstand kom en sê, Here, hoe lyk ek regtig? Wie is ek regtig? Here, ek is hier, ek wil hê, u moet vir my wys, wie is Ben Loubser regtig? Maar daar waar ek sê Ben Loubser, wil ek vir jou vra, sit jou naam daar, wie is jy regtig in Christus? Ek het 'n verskriklike groot kerk met duisende aanhangers en ek is op sosiale media en ek kan sê wat ek wil want ek is bietjie verhewe bo die ander. Dalk is jy nie. Ek lees nou en ek wil nou nie name noem nie. Ek lees van 'n ou wat nou 'n uitreiking het en hy so vol van homself en die wêreld hang aan sy voete en is die vrug van God se gees in jou wandel in al jou weë, die manier wat jy loop en praat, of het ek so groot geword in myself? Ek wil by jou pleit vandag, ek klim bietjie van daai troontjie af waarop jy sit, gaan staan bietjie op jou knie, voor 'n lewende God, maak sy woord oop, gaan kyk Kolossense 3, sê Here, is ek bekleed met die saligheid en die liefde en die krag en die salwing van die Heilige Gees. Moet ek, as ek die foon antwoord sê, hallo, dit is pastoor Ben Loubser, of moet ek sê, hallo my liewe mens, en die ou aan die ander kant moet sê, ek dink jy's 'n pastoor, ek dink jy's, pastoor beteken herder, ek dink jy's 'n herder, of moet ek vir almal sê, ek is 'n herder? Nee, ek moet by 'n plek instap, en so insweef, en sê ek, is 'n Christen. Mense, jy sê nie vir mense jy's 'n Christen nie. Hulle moet vir jou sê, wow, wie's jy? Hoekom? Jy's anders. Wat doen ek anders? Nee, ek weet nie. Jy daar straal liefde uit jou uit. Ek sê altyd daar by Jesus lig,
Nie how do you do nie, how do you do? Ek is so bly, ek is so bly om jou te sien, ek is so bly om jou te ontmoet, jou Brambos, nie, hallo jy, hallo my liewe mens, jy's 'n liewe mens, jy behoort aan Jesus Christus, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou en jou verhouding met Jesus Christus. Kan ek by jou pleit vandag, kan ek asseblief vra, kom ek en jy, kom vandag weer terug by Jesus. Kom ons noem dit nie bekering nie, want baie mense, ek is jare terug bekeer. Ek het opgehou rook en drink en vloek en baiskip toe gaan en ek dans glad nie meer nie. Baie van die wat so sê, dans nie meer nie, want hulle kan nie meer, want hulle bene is te oud. My liewe mens, Here gee my die vrug van God se gees, die liefde en die blydskap en die lankmoedigheid en die goedheid en die veral die selfbeheersing. Here, ek buig voor U saam met talle mense en ons steek ons hande uit na 'n lewende God, Here, en ons pleit en ons smeek. Kom haal uit wat nie van God af is nie, of dit vroomheid is en of dit grootheid is en of dit eie ek is en of dit naaiwer is en of dit wat dit ook al is, Here. Daar's een spesifiek, die eie ek, kom haal hom uit. Ek is 'n bietjie beter, jy sien ek het 'n bietjie meer kwalifikasies, jy sien ek het 'n bietjie meer geld, jy sien ek het 'n bietjie meer status. Kom haal dit uit en maak my weer niks. Maak my 'n herder oor 'n kudde en maak ek laat ek die kudde kan lei soos U hulle wil lei in Jesus naam. Amen. Dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed. Ek en Francis het elke gebed nodig. Jesus is lig, ons gemeente, Jesus is lig by die Brambos, ons bediening, met elke gebed nodig. Dankie vir die finansiële bydrae, dit help ons, dat ons kan hier wees en op die lig wees, en beskikbaar wees op ons telefoon. Asseblief, praat met my, stuur my 'n WhatsApp, moenie my noodwendig bel nie, want my foon is redelik baie besig en ek het nie, maar ek kan nie almal terugbel nie, stuur vir my 'n WhatsApp, ek beloof ek gaan jou antwoord, vra, praat terug, sê vir my waarmee jy, sê eerder vir my, ek stem nie saam met jou Ben toe jy dit gesê het nie, as wat jy op YouTube gaan skryf hoe bad ek is, die woord sê eintlik jy moet my vermaan dat ek dit kan regmaak. Die Here seën jou, behoed en bewaar jou, gee jou die krag en die vrede. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.